Sonika, ons dink vandag saam oor angs. En as ek sommer net dadelik aan angs begin dink, dan weet ek dat by klein kindertjies is hulle baie keer bang vir honde of miskien vir water as hulle moet swem of insekte of baie keer selfs vir die donker. En soos hulle groter word, gaan hierdie vrese weg want waarvoor hulle bang is, begin hulle eintlik verstaan. Maar ek het nou al in my eie kinders gesien, dit begin dan plek maak vir daai wat as vra. Wat is hierdie gebeur, mamma? Wat is hierdie nie uitwerk nie? Wat is iets slegter as hierdie nog kan kom? En as hulle nog ouer word, voel hulle ook daai druk by die skool wat ook erge angs baie keer by hulle kan wakker maak. Hoe lyk gewone, hoe weet ek as 'n ma wanneer dit nie net vrees is nie, maar wanneer dit angs geword het? Ja, Karen, so ek dink wat belangrik is dat ons onthou dat vrees en angs eintlik twee verskillende dinge is. Vrees is eintlik baie meer normaal en dit is amper iets wat ons ervaar vir iets wat onmiddellik met ons byvoorbeeld kan gebeur. Byvoorbeeld jou vrees vir akkedisse en my vrees vir spinnekoppe. En wanneer ons dan nou byvoorbeeld gekonfronteer word met hierdie ongediertes, dan veg, vlug of vries ons. En dit is 'n normale vrees en kinders op sekere ouderdomme het normale vrese. So dis normaal vir 'n kleuter om byvoorbeeld bang te wees dat daar 'n monster onder sy bed is. Of dit is normaal vir 'n laerskoolkind om skool toe te gaan en 'n vrees te hê dat niemand met hom sal wil speel nie. Angs is meer 'n langdurige toestand en baie keer oor iets in die toekoms of iets wat nie noodwendig realisties is of regtig kan gebeur nie. Angs is ook baie keer gekoppel aan 'n tipe persoonlikheid of aan 'n spesifieke tyd. Byvoorbeeld sê nou maar mamma of pappa is in die hospitaal, dan kan die kind byvoorbeeld 'n intense angs hê dat hulle nie weer sal huis toe kom nie. Baie selde by kinders is angs wel gekoppel aan 'n psigiatriese toestand, maar daar moet eers baie dinge uitgeskakel word voor ons na daai opsie kan kyk. En baie keer is angs ook 'n reaksie op die manier wat mamma en pappa met ons in die huis omgaan. So iets wat interessant is en wat baie belangrik is ook om te verstaan, is dat angs vir albei kinders, maar by groot mense ook, baie anders lyk as voor COVID. Want COVID het gekom en ons vrese 'n groot realiteit gemaak. Ewe skielik was daar mense in jou huisgesin of mense by jou direkte familie of mense van vriende wat sommer net oornag doodgegaan het. So ongelukkig het COVID angs so 'n bietjie 'n hupstoot gegee in ons gemeenskap, nie net by volwassenes nie, maar ook by kinders. En kinders was blootgestel aan hoë vlakke van angs wat nie normaal is in 'n gewone gemeenskap of huisgesin nie. So angs maak dan nou ook dat kinders sukkel om te konsentreer, hulle verloor belangstelling oor goed wat eintlik vir hulle normaalweg lekker is. En ons praat van somatiese simptome. Dis byvoorbeeld wanneer 'n kind heeltyd hoofpyn of maagpyn of iets van soos dit het, maar wat nie medies verklaar kan word nie. Dit is gewoonlik ook die tekens van angs en dis hoekom ek sê angs lyk so 'n bietjie anders as vrees. Sjoe, jy noem 'n klomp goed waar mense moet dink. As ek sommer nou net aan my eie gesin dink en aan my kindertjies in die huis, dan kan ek raak sien dat daar definitief 'n verskil is hoe my kinders in 'n voorskoolouderdom, miskien dalk skeiingsangs of angs hanteer het en hoe hulle dit nou in die laerskool hanteer. Kan mens so onderskeid tref en sê in die hoërskool lyk dit ook anderste? Ja, verseker. Angs lyk verskillend in verskillende fases. Wat ook interessant is dat angs kan kom en gaan. Partykeer sal 'n mamma vir my sê, weet jy wat, my baba was eintlik 100% toe hy kleuterskool toe of babaskool toe gegaan het en toe ewe skielik hier op 3 of 4 toe ontwikkel hy of sy nou skeiingsangs. Want dit is 'n angs wat baie spesifiek is aan kleuters. Iets waarvoor mens byvoorbeeld kan uitkyk by kleuters is wanneer hulle nie meer spontaan speel nie. Onthou, speel kom natuurlik vir kleuters. Dis eintlik die enigste taal wat hulle ken. Maar wanneer 'n kleuter nie meer spontaan speel nie, dan moet die rooi ligte so 'n bietjie vir ons aangaan en dan ook die somatiese simptome waarvan ek nou gepraat het. 'n Kleutertjie wat heeltyd maagpyn het of hoofpyn het. Dit is amper nie normaal vir so 'n kleintjie nie. Laerskoolangs lyk weer anders en dis baie keer gekoppel aan werksprestasie. Met ander woorde, kan ek goed genoeg wiskunde doen? Kan ek vinnig genoeg hardloop? Is daar boelies by die skool? Gaan ek maatjies hê? Gaan ek inpas? En dit maak soms ook dat kinders nie wil skool toe gaan nie. En allerlei verskoningkies uitdink oor hoekom hulle nie vandag hoef te gaan nie.
En soos ek sê, nou en dan is so iets normaal. Ek dink ons almal was al bietjie skoolsiek geweest. Maar as dit iets is wat aanhou en later die kind se funksionering beïnvloed, moet mamma en pappa ernstig begin kyk daarna. Op hoërskool sien ons baie keer nie die angs so vinnig raak nie, want onthou tieners hou van hulle eie tyd en hulle eie spasie en hulle kuier graag alleen in hulle kamers. Maar mens moet mooi gaan kyk, as jou kind die heeltyd onttrek van gesinsaktiwiteite, dan kan dit dalk ook 'n rooi lig wees. Baie keer is hulle skoolprestasie wat afneem ook 'n teken dat iets dalk nie reg is nie. En tieners is ongelukkig al in die posisie om iets te kan gebruik om hierdie angs te verlig. En ons sien dit baie keer dat tieners soms alkohol gebruik of in ekstreme gevalle selfs medikasie wat hulle soms self toedien of iets soos met dagga eksperimenteer of so. So ja, dit lyk definitief anders by elke ouderdomsgroep. So as ek nou hierdie rooi ligte begin raak sien en ek kom agter dit is nie vrees nie, dit is regtig angs wat teenwoordig is. Hoe lyk hierdie eerste gesprek met my kind self as ek dit raak sien? Hoe praat ek met my kind hieroor? Ek dink die belangrikste is om hierdie nie 'n thing te maak nie, om nie jou kind te laat voel hulle is die slagoffer of het nou hierdie siekte of hierdie toestand nie. Want angs is iets wat bestuur kan word. Alhoewel dit ernstig is en ons moet aandag daaraan gee, is dit iets wat 100% bestuur kan word. En ons sal nou ook so 'n bietjie praat oor maniere daarvan. Maar wanneer jy hierdie gesprek met jou kind het, ons dink baie keer iets soos angs is in ons koppe. Veral vir groot mense ervaar ons dit baie in ons koppe en ons sê vir ons kinders, man, moet net nie stres nie of moet net nie worry nie, maar ek en jy weet dit is nie so maklik nie, want angs gaan lê eintlik in jou liggaam. Dit is in jou stywe skouers of in jou kop wat heeltyd seer is of in jou vuiste wat heeltyd gebal is of jou spiere wat heeltyd styf is of jou rug wat heeltyd pyn. So dis nogals belangrik om jou kind bewus te maak daarvan om te vra waar in jou lyf voel jy hierdie stres? Is dit die vlinders in jou maag wat eintlik nou al soos vleermuise voel? Is dit jou hart wat so onbedaarlik klop dat dit voel of dit by jou keel wil uitspring? Party kinders het al vir my gesê dit voel of 'n olifant op hulle bors sit en of hulle nie kan asem kry nie. Hulle kan asem inkry, maar hulle kry dit nie uitgeblaas nie. So dis belangrik om jou kind bewus te maak van waar voel ons angs. En dan om vir kinders te verduidelik, hoe werk dit? Hoe werk angs? Dat angs iets is wat beter kan word, wat ons iets aan kan doen, maar dat ons dit doelbewus moet doen en dat dit ook nie net iets is wat verby sal gaan nie. Ek hou nogals daarvan om 'n metafoor te gebruik uit 'n boekie wat ek ander dag gelees het oor angs, van Siegfried Louw, wat praat oor angs is soos 'n draakie. Hy dink heeltyd daar's gevaar en hierdie draakie wil elke keer as iemand naby jou kom, wil hy vuur spoeg en hy haal verskriklik diep asem en hy klap sy vlerke want hy wil die gevaar wat daar om jou is, wil hy wegjaag. Maar ons moet ons draakies leer dat alles om ons is nie gevaar nie. En dat baie keer deur diep asemhaling of om net so 'n bietjie oefening te doen of om genoeg slaap te kry, kan ons daai draakie van ons kalmeer om ons te beskerm wanneer ons dit regtig nodig het en nie in algemene situasies wanneer ons eintlik maar kan rustig wees nie. Sjoe, ek hou baie van jou voorbeeld want dit laat my sommer dink dat daar eintlik ons is daai gevoel van angs kom eintlik altyd uit vorige trauma uit vir mense en die manier hoe dit dalk hanteer is of vir ons hanteer is en jou draakie voorbeeld is vir my so mooi vir dit om dit te onthou. Sonika, so jy sou nie gesê het my eerste oproep moet eintlik eers na iemand professioneel toe wees en dan met my kind nie. Sou jy gesê het my eerste stap is na my kind toe? Verseker, ek sou eers met my kind hieroor praat en ek sou eers 'n paar goedjies in plek sit en kyk of dit help. En as dit dan nie beter word nie, dan sou ek 'n professionele persoon se hulp inroep. Ek sou begin dalk by my huisdokter of 'n opvoedkundige sielkundige of 'n spelterapeut, maar ek dink is iets wat ons eers in ons huis kan probeer voordat ons 'n groot ding daarvan maak. Okay. En het jy lekker oulike praktiese voorbeelde miskien wat mens kan doen vir jou kind? Ja, so onthou nou, ons het gesê dat angs eintlik in jou liggaam is en dat ons op 'n manier die liggaam moet help om te reguleer. So daar's 'n gedeelte in ons brein of twee gedeeltes in ons brein, die amygdala en die limbiese gedeelte van die brein. Albei daai is verantwoordelik vir ons emosionele regulering. En ons wil oefeninge doen of ons wil bewegings doen wat hiermee help. En een van die eenvoudigste goeders, mense sê altyd ek kan nie glo hierdie is so maklik nie, maar is ons asemhaling.
om jou kind te leer om diep in en uit te asem te haal, want die oomblik wanneer ons bang is of angstig is, dan vervlak jou asemhaling en jou brein kry letterlik nie genoeg suurstof nie. Die ander ding is beweging. As jy sien jou kind is angstig, stuur hulle net gou en sê, ag weet jy, wil jy nie net gou vir mamma in die sitkamer gaan bære? Of wil jy nie net bietjie saam met mamma om die blok gaan stap nie? Beweging help ons met regulering. Iets eenvoudig vir kleintjies, en hulle hou baie daarvan, is dus om borrels te blaas. Daai blaasaksie, dit kalmeer die limbiese stelsel, of byvoorbeeld om 'n ballon op te blaas. Die ander ding is om iets te eet wat so 'n bietjie van jou kake inspanning vat, soos om waterysies of daai koeldrankYsies wat hulle so suig en kou in jou ore, daai of 'n lekker harde appel wat hy moet nogals werk om daai hap uit te vat. Daai is besonder goed vir ons limbiese stelsel om gereguleer te word. Die ander ding is wat jy met jou arms kan doen, is om jou arms wyd oop te maak, amper soos as jy nou op die voorpunt van die Titanic staan en jy maak jou arms so wyd oop as moontlik. Dit gee vir jou brein die boodskap dat ek is veilig en ek is okay. Of om jou kind te leer wanneer ek so angstig is om myself 'n drukkie te gee. Daai intense harde gevoel van druk help jou kind ook om te kalmeer. Jy kan selfs jou kleuter, en as jy baie braaf is, selfs jou laerskoolkind bietjie toedraai in 'n kombersie en sommer met hulle 'n wiegspeletjie speel, want dit is wat ons doen met klein babietjies. As jou babietjie baie huil, dan draai hom styf vas in sy kombersie en jy wieg hom. En daai selfde aksie werk ook vir kleuters en vir laerskoolkinders. Iets wat laerskoolkinders baie geniet, is trampolienspring. Daai op en af beweging is ook baie goed vir regulering. En dan moenie die eenvoudige goed vergeet, soos om seker te maak jou kind eet genoeg, gereelde ete, sodat sy bloedsuikervlakke nie val nie. Jou kind moet genoeg slaap en jou kind moet genoeg water drink. Daai goeders is baie belangrik om ons breine en ons liggame gesond te hou. Ouers vra baie keer vir my of hulle vir hulle kinders maar 'n rescue pilletjie kan gee. Ek is baie versigtig daarvoor en ek dink ons moet versigtig wees voordat ons daai elke keer as die oplossing vir ons kinders bied. Wanneer 'n dokter of 'n sielkundige vir jou kind medikasie voorskryf, is ek 100% ten gunste daarvan, maar pas op dat ons nie vir ons kinders leer dat pilletjies altyd die antwoord op angs is nie, maar dat ons eers dinge met ons lyfies moet doen om dit te probeer reguleer. Sjoe, dis vir my net opvallend wat so lekker praktiese, maklike goed daar is wat mense eintlik kan doen met jou kind. So, dankie, dit help vreeslik baie. Die moeilikste vraag seker vanoggend en ons saam wees is, wat doen ek as 'n mamma met my eie angs? En veral dan nie net met my eie angs nie, maar hoe hanteer ek miskien daai angs vir my kinders? Ja, die realiteit is dat ons angs direk oordra op ons kinders. So wanneer mamma of pappa baie angstig is, tel ons kinders dit op, selfs al sê jy niks nie, selfs al dink jy steek dit baie goed weg. Ons kinders is eintlik baie fyn ingestel op ons emosies. En angs is ongelukkige emosie wat oordra op die mense om ons. So een van die dinge wat jy byvoorbeeld moet doen is om te erken dat al jou vrese en al jou angs nie noodwendig altyd gegrond is op realiteit nie. Ons as ouers is baie keer baie angstig oor dinge wat nie noodwendig gaan gebeur nie, of wat nie noodwendig 'n bedreiging vir ons gesin is nie. So ons moet pas op dat ons nie oor elke liewe dingetjie bekommerd raak nie. En vra jouself, wat is jou wêreldbeeld? Dink jy die wêreld is 'n onveilige plek wat heeltyd wag om jou en jou gesin te verslind? Is dit 'n scary en 'n onveilige plek, want daai beeld wat jy het en die manier hoe jy daaroor praat in die huis, dra oor op jou kind. So as ons elke aand by die huis kom en praat oor die skelms in ons land en die verskriklike dinge wat gebeur en die ongelukke op die pad en al daai tipe van goed, dan is dit die beeld wat ons kinders van die wêreld kry en dan raak dit hulle realiteit. Dis presies wat in COVID gebeur het. Want COVID en alles wat daarmee gepaard gaan, was heeltyd op die voorgrond in ons huise en met reg, want dit was 'n baie groot deel van ons lewens in daai tyd. Maar jy moet jouself vra, dink ek my kind kan al hierdie inligting hanteer? Dink ek my kind weet wat om met hierdie inligting te doen? Wanneer daar die gesin wel deur trauma of sê nou maar byvoorbeeld siekte of dood gaan, dan dink ek jy as ouer moet 'n baie mooi balans handhaaf, want ons moet ook nie niks vir ons kinders daarvan sê nie,
Want dan kom hulle agter iets is fout, hulle weet nie eintlik wat nie en dan maak hulle verskriklike stories in hulle koppe daaroor op. En as hulle nie genoeg weet nie, dan maak dit hulle meer angstig. Maar ons kan ook nie vir hulle te veel inligting gee nie, net dit wat hulle nodig het om rustig te wees. So wees altyd ouderdomstoepaslik in dit wat jy met jou kind bespreek. So, ek kom net agter hoe belangrik is daai gesonde perspektief in ons eie lewens. Laat my sommer dink aan die Onse Vader wat ons so baie keer bid in die kerk en dat ons sê Here gee my net genoeg brood vir vandag. Ek dink ons as ouers moet vra Here gee my net genoeg krag, genoeg perspektief vir die situasie waarin ek nou is. Sjoe, okay.